Goeiemiddag, almal aan my luisteraars, kykenaars. Vanmiddag weer die Sondagmiddag hier by my in Nieu-Seeland, heerlike dag, windstil en 'n matige temperatuur. Vanmiddag so 'n kort videoetjie maak van iets wat op my hart lê. En ek gaan gebruik maak van my selfoon en ook kunsmatige intelligensie en my algemene kennis. Ek moet dit net waarsku vir julle. Ek is nie 'n teoloog nie. Ek het wel so 'n bietjie in die wetenskappe my beroep beoefen. En maar ek is glad nie 'n teoloog nie en ek is ook nie 'n befaamde wetenskaplike nie. Ek is maar net 'n normale ou wat geïnteresseerd is in die lewe en wat die lewe geniet van die dag dat ek gebore is tot nou toe. So, ek het gedink aan 'n opskrif vir dit wat op my hart lê. En toe vra ek die vraag, en dit is die opskrif van hierdie gesprek. Lewe ons vandag in 'n God geskape of evolustiese heelal? Lewe ons vandag in 'n God geskape of evolustiese heelal? Ons moet bronne raadpleeg, want ons het nie genoeg kennis om 'n oordeel te vel nie. So kom ons kyk. Ek nederig bied ek jou my vertolking daarvan aan. Om die definisie van die twee begrippe te verstaan. Ek het gekyk. Ek het in die Engelse woordeboek gekyk en die Afrikaanse verklarende woordeboek. Maar ek kry nie een wat my eintlik geval nie. In my gedagtes is evolusie 'n baie gestadige verandering van iets wat reeds bestaan. En daai verandering word basies voorgeskryf deur die omstandighede en die milieu waarin daardie ding of iets of wat ook al reeds bestaan. Evolusie in my idee, in my gedagte, kan niks skep nie. Evolusie kan niks maak uit niks uit nie. Hy kan nie iets maak wat nie bestaan het nie. Hy kan verbeter, ja. As ons streng na die betekenis van die woord kyk. Hy kan verbeter of verander dit wat reeds bestaan. Dit is hoe ek na evolusie kyk. Skepping is 'n woord wat ons gebruik wanneer ons gepraat van iets tot stand bring wat nog nooit bestaan het nie. Iets niets wat nog nooit bestaan het nie. Dis 'n skepping. Kom ons kyk nou maar na 'n kunstenaar. Ons na ou Rembrandt. Hy het mooi skilderye gemaak. Wat hy wel gedoen het, hy het die prent geskep. Hy het die prent geteken, maar dis 'n prentjie van wat in sy kop aangaan. Hy het die prentjie in sy kop en hy het toe uiting gegee aan die behoefte om daai prentjie op 'n stuk papier of wat ook al te kopieer. So dit wat hy daar gedoen het, daai skildery wat hy gemaak het, is geskep. Hy het nou wel materiaal gebruik, maar dit gaan nie daaroor nie. Ons gaan oor die gedagte, die prentjie wat hy daar geteken het en geskilder het, wat 'n storie vertel. Soos 'n foto.
Ons neem 'n foto met 'n kamera. Ons skep nie die foto nie, hy's reeds geskep. Ons plaas dit net op papier. Net so dan Van Ryn het hy die prent geskep in sy brein en dit toe vergestald deur 'n skildery te maak. Dit in my kop lê die verskil tussen evolusie en die skepping. Nou, so die een is 'n verbetering van iets wat bestaan en die ander is 'n skepping van iets wat nie bestaan het nie. En dit bring ons tot die geskil tussen mense wat glo dat die heelal, dit is nou die sterre, die maan, die son, die aarde, alles wat ons kan waarneem, het sy deur daarna te kyk, of dit miskien te voel, maar dit is bewysbaar, dis goed wat ons, dis tasbaar, ons kan dit raak, ons kan dit sien, dis die waarheid. Dit is 'n skepping. Dit kan nie evolusie wees nie, want hoe kon die heelal ontstaan het uit niks uit nie, niks. So die ouens wat glo in evolusie, het nou al 'n punt verloor daar. Die mense wat glo in 'n skepping, het 'n punt gewen. Want ons glo dat God het die heelal geskep uit niks. Dit was 'n gedagte in sy kop, of ek druk dit nou uit in menslike terme. Dit was 'n gedagte wat hy gekry het en toe sê hy, dink hy gaan dit skep. Toe skep hy, hoe hy dit gedoen het, weet ons nie. Dis ook nie belangrik nie. Dit was God se probleem op daai stadium. Hy het 'n besluit geneem dat hy gaan die heelal skep. Toe skep hy die heelal. Die aarde is maar 'n klein gedeeltjie daarvan. Dis 'n infinitesimale deeltjie van die heelal. As jy kyk op 'n kaart wat die heelal vir jou verduidelik, die son en die maan en die sterre en die planete, en daar iewers sit 'n ou klein kolletjie, en dis die aarde waar ons op lewe, in verhouding tot al die ander hemelliggame wat daar bestaan in die skepping, in die heelal. En daar op daai ou klein kolletjie woon 'n hele klompie biljoen mense. Miljoene en miljoene soorte plante en bome, en miljoene soorte van alles. Kyk maar na daai ou klein kolletjie. Dan sê jy vir my, hoe het alles wat ons van weet, wat ons al waargeneem het, wat ons al mee te doen gehad het, wat ons gebruik daagliks, hoe dit kon ontstaan het uit niks uit nie. Nee, die evolusie leermanne het nou hier 'n groot punt verloor. So dis my oortuiging dat ons lewe in 'n skepping. Waar leer ons daarvan? In die Bybel uit. Die Bybel is geskryf deur mense, sê hulle. Dis die reine waarheid. Die Bybel is geskryf deur mense. Maar daar's 'n klein stukkie wat deur God geskryf het self, met sy eie vinger. En dis die 10 gebooie. Hy het dit met sy vinger geskryf, bo op die berg, en vir Moses gesê, hier is my wette, net 10 goed wat julle nie mag doen nie. Die res laat ek vir julle oor. Maar 10 goed gaan my werklik baie pla. En hier is dit. Toe vat Moses die goed, die 2 tablette, en hy stap af van die berg af. En toe hy onderkom, toe vind hy dat die Israeliete het ongeduldig geraak. Hy was 40 dae op die berg, volgens die Bybel. Toe raak hy so kwaad. Toe gooi hy daai 2 tablette,
God geskrewe reëls gooi hy stikkend uit woede uit. Maar 'n rukkie later het God vir hom gesê, skryf my beter as 2 stukke klip daar, mooi plat is, dan skryf ek dit weer vir jou. So God het die 10 gebooie 2 keer geskryf vir die mens. Dit is hoe belangrik hy dit ag. En dit is hoe belangrik ons veronderstel is om dit na te kom. En ons is sondige mense, ons het seker almal die iewers op die 10 gebooie foute gemaak. Ek weet dit. En is dit die einde van die lewe? Nee, is nie die einde van die lewe nie. Sodra jy besef dat jy 'n fout gemaak, en jy is werklik jammer daaroor, erken dit. Erken dit teenoor die God wat jy aanbid, en vra om vergifnis. En deur die sterfte en opstanding van Christus, weet ons, as ons ernstig is daaroor, dan gaan God ons vergewe vir daai oortreding. Hy is 'n genadige God. Ons is nie perfek nie, God het ons so geskep. Al wat hy vra is, erken dit, en vra om vergifnis, en probeer om dit nooit weer te doen nie. Dit is al wat ons moet doen. Ons hoef nie 'n boete te betaal nie. Christus het al klaar die boete vir ons betaal. Hy het gesterf aan die kruis. Seker een van die pynlikste en vreeslikste maniere om te sterf. En daardeur, dit is wat ek glo, en daardeur het hy namens ons skuld betaal. So, nou gaan ons 'n bietjie verder kyk, en dan kom die mense wat nou aan evolusie glo, dan kom hulle nou met hulle stories. Dan sal hulle vir jou sê, nee man, die lewe is geskep in 'n modderpoel. Ja? Hoe dit gebeur? Is 'n chemiese reaksie wat plaasgevind het, en daar het 'n eensellige stukkie lewe ontstaan. OK, hoe weet ek? Maar kom ons ontleed dit. 'n sel. Waarin bestaan 'n sel? Op die stadium wat Moses die Torah, of die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf het hulle nie die kennis gehad wat ons vandag het nie. Hulle het nie geweet wat is binne in 'n sel nie. Hulle het niks geweet van atome nie, en van wat 'n atoom eintlik is nie. Dat dit 'n nukleus het, wat geen elektriese lading dra nie. Wat dit protone het, wat positief gelaai is, en dat dit elektrone het, wat negatief gelaai is. En die elektrone bewe naby hierdie nukleus, wat grotendeels uit protone bestaan. En 'n klomp van hulle saam vorm 'n molekuule. Dit klink nou 'n bietjie meer ingewikkeld. Dan vra ek, goed, waar kom dit vandaan? Het dit sommer net uit die lug uitgeval, of het God dit geskep? Nee, God was 'n baie goeie chemikus. Hy het al daardie tyd geweet hoe om 'n atoom te maak. Ons weet hoe sy gemaak, want die mens, hulle breek die atome. Dis is die grondbeginsel van 'n atoombom. En baie ander goed. So ons weet hoe lyk hy. Ons weet hoe kan ons dit benut tot voordeel van die mens.
nie om 'n klomp mense dood te maak soos met 'n atoombom nie. Daar's baie, baie goeie gebruike van atoomenergie wat ons benut. Bestraling, ensovoorts, daar's 'n klomp redes. Nou, waar kom dit vandaan? Wat is bestraling? Hoe lyk 'n elektron? Hoe groot is 'n elektron? Wat weeg 'n elektron? Wat kan ek met 'n elektron doen? Hy is ongelooflik klein. So 'n klomp atome maak 'n molekuule. Nou wil ek vir u iets wys. Hier is nou 'n glas water. Hy's half. En dit kan in 'n laboratorium bewys word dat hierdie water is eintlik watermolekules. H2O. Ons het dit baie vroeg op skool al geleer. 2 atome waterstof en 1 atoom suurstof. Dit bymekaar bring, dan het ons water. As ons hierdie water kook, ons maak dit warm. En hy begin bewe, hy gebruik die hitte-energie en hy vorm kinetiese energie. Onthou, ons kan nie energie maak nie. Ons kan hom ook nie vernietig nie. Ons het wat ons het. Ons kan al wat die mens kan doen, hy kan sy energie verander van een vorm na 'n ander. Ons doen dit gereeld. Elke dag, omtrent elke ding wat ons doen, is ons besig om energie van een vorm na 'n ander vorm te verander. As ek hierdie water kook, dan gee ek hitte-energie af aan die water. Daar ontstaan 'n vibrasie van hierdie atome en molekules hier binne in hierdie glasie water. So vinnig dat hulle mekaar nie meer aantrek nie, dat hulle ontsnap. En dan kry ons 'n ander vorm van water, in die vorm van stoom. Die stoom is nog sigbaar, totdat ons die stoom oorverhit. Dan is daai molekules nog verder van mekaar af. En dan kan jy dit nie meer sien nie. Dan is dit te klein vir die menslike oog. Maar ek wil vir iets vertel. Die ou stoomskepe en lokomotiewe wat op stoom gewerk het, baie gevaarlik. As daar in daai stoompyp 'n gaatjie is en daai oorverhitte stoom blaas deur daai gaatjie, gaan jy nie daai stoom sien nie, want die temperatuur is te hoog. Hy is so hoog en dit veroorsaak natuurlik 'n geweldige druk. En hy blaas by daai gaatjie uit. En jy loop en jy hou jou hand bo aan daai gaatjie en 'n stuk van jou hand afsny. Ja, dit is wat stoom doen. Hy brand. Hy gee daai energie wat hy besit, gee hy af. En hy brand jou weefsel. En hy kan jou vinger afsny, jou hand afsny. Hulle sny met stoom. Sny hulle staal. Oorverhitte stoom. So. In elk geval. En dan kan ons dit sien en later kan ons dit nie sien nie. Maar dit is waaruit dit bestaan. En alles. Die atome wat in 'n stuk hout is presies dieselfde atome wat hier in my duim is. Dit is die samevoeging van verskillende elemente wat die boom maak en ander elemente wat hier in my duim is. Dit is so gekompliseerd dat dit nie eens in 'n laboratorium gemaak kan word nie, herhaal kan word nie.
Waar het dit begin? Hoe het dit begin? Wie het dit begin? Nee, dit is geskep. Dit is geskep. En daarom sien ek een deel van die persoonlikheid van 'n God as 'n geweldige, komplekse chemikus. Hy ken allerlei wette. Hy het die wette uiteindelik die wette gevorm. Nou kan hy daai atome in molekules kan hy gebruik en nou kan hy ander goed maak daarmee of laat vorm. Nou hoef hy nie meer te skep nie. Nou kan aanpassing kom. Daar kan nou sekere samestellings gebeur en dit kan allerlei vorme aanneem. Kom ons vat iets wat ons goed vertroud is mee. Die mens. Jy weet, as 'n mens die mens vat van die kop tot die tone. Ekskuus. Al die ekskuus tog vir die rasie buite my. Ek kan dit nie beheer nie, ek bly in 'n oud huis en hierso so. Ek kan nie vir die mense skerm stil bly nie. So ek hoop nie dit pla julle baie nie. Die mens is so gekompliseerd in sy fisiologie en sy biologie. Kom ons veronderstel vir 'n oomblik dat dan moet 'n hart gemaak word. 'n Mens se hart word nog gemaak. Ons uiteindelike doel is om 'n mens te maak, maar nou maak ons maar eers die bits and pieces. Ons maak 'n hart. Vra 'n bietjie vir die spesialiste, waaruit bestaan 'n hart? Die weefsels, spesiale weefsels, wat lewenslank sal lewe, want as hulle gaan staan, dan gaan ons dood. Daai weefsels kom by mekaar en vorm 'n hart, wat 4 kamers het. Hy het kleppe, soos kleppe in 'n pomp. En hy trek saam, en hy ontspan. En hy trek saam, en hy ontspan. Reg deur jou lewe, van die dag dat jy in jou moederskoot ontstaan het. Laat niemand jou vertel dat 'n mens word 'n mens wanneer hy gebore word nie. 'n Mens is 'n lewende mens. Die oomblik as daardie klein eiertjie in moederskoot bevrug word en hy begin groei, hy begin verander en daar kom iets van, hy's besig om iets te vervaardig, 'n verskriklike komplekse ding wat hy maak. Daardie ou selletjie wat begin, hy vorm 'n brein wat geweldig kragtig is. Hy vorm bene, hy vorm vel, jou grootste orgaan wat jy het, is met jou vel. Verskriklik gekompliseerde oë, wat nie net kan sien nie, maar hy kan ook kleure sien. Hy is 'n ontvanger vir liggolwe. Die lig gaan in jou oog in. Jy sien nie die artikel nie, jy sien die weerkaatsing van lig vanaf 'n artikel. Daar ry 'n kar, ek kan hom in die dag sien. In die nag kan ek hom nie sien nie. Ek kan net sy ligte sien, totdat ek 'n lig op hom skyn. En dan weerkaats hy
'n beeld wat in my oog ingaan en slaan 'n klein kolletjie agter my oog wat daardie boodskap herlei na my brein toe. My brein sê vir my, sien jy daai ding? Dis 'n kar. Dan kan ons dit sien. Maar dink net aan die ketting van daai oomblik wat die ligstraal die kar tref en nou weerkaats word. Teen watter spoed, hoe lyk hierdie ding? Hoe lyk die ligstraal wat jou oog penetreer en wat uiteindelik die boodskap in jou brein insit? Kan dit sommer iets ontstaan in 'n modderpoel wat 'n sekere temperatuur en goed het? Nee, dis God geskape. Daar sit 'n argitek agter dit. Daar sit 'n ontwerper agter dit. Daar iets is geontwerp daar. Al daai klein stelseltjies is ontwerp en toe het God dit geskep. En hy het iets gebruik om dit te skep en dit is ons elektrone, protone, neutrone, atome en molekules. Jou antie langs my is baie luidrigtig, ek hoor haar. Maar onthou ek woon in 'n ouer huis. Hierdie ou mense se koppe werk jy almal lekker nie. So jy moet dit. Ek ervaar dit elke dag. As jy wil, soos die Engelsman sê, come down to ground, gaan bly in 'n ouer huis. Dan sien jy hoe gelukkig is jy. Dis 'n leerskool, dan sien jy hoe gelukkig is jy. As jy nie pyn het nie, as jy jou verstand nog het. En jy hoef nie te eet, waar ander mense vir jou kyk, hoe die kos uit jou mond uitval, en hoe mense nodig is om jou te help om te eet nie. Ek praat nou nie eens van die res van ons bestaan nie. Dit wat jy moet doen, omdat jy net 'n mens is, jy word oud, en jy kry allerlei kwale, Alzheimer's, en demensie, en dit is nie grappe nie. Dit ek jou sê, oud word is een van die vreeslikste siektes wat jy kan hê. En veral, as jy nog relatief gesond is. Ons almal se breine werk nou nie meer so lekker nie, maar ek sien nog die verskil, en ek is ontsettend dankbaar. En hier vlieg nou 'n vliegtuig oor ons. Jy sien, hy het nou vir my, hy weet nou ek is op my rekenaar, nou kom besoedel hy my klankies. Kom ons gaan aan. Dan kom ons by longe. Nog dieselfde molekules, maar hulle vorm 'n ander ding. Hulle het 'n ander funksie om te doen. As jy mooi kyk, jy sien daar kom 2 pypies by my neus uit. Daai pypies kom van 'n groot masjien af. Wat hy doen, is hy vat die atmosferiese lug, die gewone lug wat jy almal inasem en uitblaas, en hy filtreer dit, en hy haal net die suurstof molekules uit die lug uit. Die res pomp hy uit soos 'n uitlaatpyp in 'n kar. En hy vat daai suurstof molekules, en hy pomp dit binne in hierdie pypies in. En ek adem dit in. Want ek het net een long. En daai long het 'n siekte wat nie aansteeklik is. Dit is net 'n toestand. Dit is soos 'n ou wat plooie kry, of wat sy hare wit word. Jy kan niks, daar's nie pille vir dit nie wel. Daar's ook nie inspuitings daarvoor nie. Die rede is ouderdom. So, COPD, chronic, nou staan hier
'n oom hier buite en nou skel hy sy vrou. Wie jy kry dit nog? Kom eers hier wakker maak. Hey. Erger is kinders. Die mense kan 'n lat kry en hulle nou en dan 'n pak slag gee. In die tronk beland. Maar in elk geval. Waar was ons? O ja. In die longe haal daai suurstof ook uit die lug uit. Net soos hierdie masjien van my. En hy gee dit vir jou bloedsaai, vir jou bloed, die plaatjies in jou bloed, jou rooi bloedplaatjies. Hy gee dit vir hulle. Hulle is die draers. Hulle vat daai suurstof en hulle gaan gee dit vir die spiere, dat die spiere energie het om te kan werk. En dit is nou my probleem. Ek het te min van daai goedjies wat die suurstof uit die lug uithaal. So die lug wat ek inasem, moet ek baie meer suurstof insit as wat die lug is wat julle inasem. Ek lewe met die ding in my neus. Ek slaap met hom. Ek stort ook met hom. So in alle fasette van my lewe loop ek nou met die goed. Maar ek kan jou sê, ek is nie spyt daaroor nie. Ek kla ook nie daaroor nie. Wat is nou die ou 2 pypies? As jy nie daarvan hou nie, bad luck. Ek worry nie. Ek like dit ook nie, maar ek moet dit nou hê, so ek aanvaar dit. Help nie om te beklei daarteen nie. Dis beter as pyn. Dis beter as demensie, of Alzheimer's, of Parkinson's, en daarmee leef ek saam hier, my bure, en die mense wat ek saam mee eet, en die mense hier in ons 370 van ons. En hier's 370 ouens wat verskillende probleme het. Hierdie verpleegsters kry so goeie ervaring, want hulle kry te doen met alles. Alles. Dis prysenswaardig, die geduld wat hulle het. Maar in elk geval, ek dwaal af. Verskoon my, ek word maar oud. Dis die geluk van ouderdom. Jy kan dit altyd blameer aan ouderdom. Dan gaan ons verder, dan kom ons by die lewer. Selle molekules. Anders is saamgestel. Die selle atome, wat daai molekules maak. Hierdie keer, worry hy nie om bloed te pomp nie, hy worry nie om suurstof te uit die lug uit te haal en dan aan te gee aan die rooi bloedplaatjies nie. Hy maak die bloed skoon. Dit is wat jou lewer doen. Hy haal al die gifstowwe uit jou bloed uit. Nou waar kom die gifstowwe vandaan? Jy eet dit. Het jy nie besef dat jy eet gif nie? En hoe filtreer jy dit? Die lewer doen dit vir jou. En dan stuur hy die gifstowwe in vloeistofvorm. Stuur hy dit nog na jou niere toe. Hulle is die champions. Hulle haal alles daar uit. Alles wat nog in die vloeistof is, haal hulle dan uit. En dan stuur dit na jou blaas toe. En jou blaas het ontsettend baie spiere. Hy laat jou sommer opstaan wanneer jy nie wil nie. En hy jaag jou. En dan moet jy by die toilet kom. Jou blaas is eintlik die baas van die plaas. So. En dan natuurlik jou kos gaan met jou slukdarm af, in jou maag in. Maag is maar klein, nie baie groot nie. En binne in jou maag het jy 'n vlies, 'n wonderlike vlies, selle atome nog, selle molekules, verskillend saamgestel. En daai vlies beskerm jou maagweefsel, want daar is ook kliere wat suur uitskei, om daai kos
wat nou deur jou maag se aksies fyn gemaal word, om dit te verteer, sodat jy die bruikbare elemente binne in die kos kan uithaal. En binne in die dun darm kan jy daai bruikbare gedeeltes kan jy oorgee in jou bloedstroom. Jou bloedstroom is alweer dan in die eerste linie. Hy vat daai bruikbare want nou is dit chemikalie. Hy vat al die chemikalie in jou spiere toe. Jou spiere het dit nodig, want soos hulle werk, verval hulle. En hulle verteer eintlik. Dit is die beste woord wat ek daaraan kan gee. En dan moet dit weer aangroei, weer bykom. So dit is wat daar gebeur. En dan het jy jou dikdarm. Ek gaan nie te veel sê oor die dikdarm. Julle almal weet wat gebeur in die dikdarm. So, is maar die exhauspyp van die kar. Selfde ding. Dis goed wat ons nie wil eintlik hê nie. Maar hy is nou daar, is deel van die lewe. Het help nie, ons ontken dit nie. En almal, van die koningin van Engeland tot Donald Trump, moet gereeld op 'n toilet gaan sit. Het jy al daaraan gedink? En dan moet hulle reinig daarna, net soos ek en jy. Jy al daaraan gedink? En dan gaan dit wat hulle uitgeskei is, gaan na werke toe, wat dit chemies verander. Ja, ons almal doen dit. Dan moet ons skaam te wees oor, of weg te steek. Sê ek doen dit nie. Ja, natuurlijk, man. En in die proses, waar jou kos verteer word, dis 'n chemiese proses, word gasse ook afgeskei, wat jy nie kan verhelp nie. En daai gasse bou op in jou dikdarm. Op 'n stadium sê jou dikdarm, "Wow, luister, hierdie balloon gaan nou ontplof." En dan vind hy sy plek, sy weg, en dan laat jy 'n ou wyntjie, wat nou nie so lekker ruik nie. Onthou die koningin van Engeland, Donald Trump, almal doen dit. As jy 'n mens is, doen jy dit. Selfs die diere doen dit, want die diere gaan maar basies deur dieselfde prosesse. Selfde prosesse. Moenie dink die dier is dom nie. Is net so slim soos die mens. Hy het net 'n ander perspektief. Hierdie goed geëvalueer. Kom aan. Vertel dit is 'n storie wat jy vir denkbeeldige kinders kan lees in die aand voordat hulle in 'n denkbeeldige slaap gaan. Moenie dit doen nie. Vertel vir die kinders die waarheid. Daar moet niks niets vir hulle vertel word deur maatjies of vreemde mense. Jy as ouer, vertel vir hulle alles. Niks oor skaam te wees nie. Ons is baie huiwerig om met jong kinders oor sensitiewe goed van ons bestaan as mense. Ons is baie sensitief om dit nie vir hulle te verduidelik nie. Daarom het die Here vir jou 'n goeie verstand gegee. En jy het 'n oordeelsvermoë. En jy kan jouself afvra, is hierdie kind gereed om alles te weet, voordat hy dit vir sy maatjies gaan vra, of vir vreemde mense gaan vra wat vir hom verkeerde stories vertel. Dit is jou as ouers se plig, nie die skool nie. Skool het niks daarmee te doen nie. Ek kan nie glo dat ons het dit nooit op skool geleer nie. Die ergste wat ons op skool geleer het, en ek was in Port Natal Hoërskool in Durban, baie trots op my skool. Ons het 'n liggaamsoefening onderwyser gehad, ou meneer Johan Potgieter.
Ek sal nie veel sê oor hom nie, want hy het my eintlik baie skade berokken, maar in elk geval. Hy het eendag vir ons gesê, ons het nie vandag liggaamsoefening nie, ons gaan klaskamer toe. Toe sit ons in 'n klaskamer, net die seuns. Daar was geen dogters, die dogters het hulle eie ding gedoen. Toe vertel hy van ons, hoe werk jou spysverteringsstelsel. Ek dink ek was in standaard 5. Ek weet nie, maar dit was baie jonk. En hy het so versigtig sy woorde gekies. En het so mooi gedoen. En toe sê hy, kerels, onthou, 'n mens moet minstens eenmal 'n dag ontlas. Toe vra een van die ouens van, meneer, wat beteken ontlas? Wat is dit? Toe vertel hy vir hom, dit is die begin en die einde van alles wat ek op skool geleer het, van wat onder jou naaltjie gebeur. Niks anders nie. Niks anders nie. My ouers het my die res vertel. Ek het vir my pa gevra, op sekere ouderdom, om sê, pa, wat is dit? Hoe kom dit en waar kom dit? Hy het nooit geskroom nie, hy het vir my net gesê soos dit is. En ek het 'n ewige probleem gehad op skool, wanneer kinders die nonsensste stories oordra, wat ek weet, my pa het my gewaarsku, hulle gaan dit sê en hulle gaan dit sê, en dan kan jy net vir hulle lag, want dit is nie die waarheid nie. Ek vertel nou vir jou die waarheid, en ek het my pa geglo, en ek is hom ewig dankbaar, dat ek met die regte perspektief groot geword het. En dit is baie jare terug nou, hoor. Toe was die wêreld nie so modern soos wat hy nou is nie. Ons waag nooit aan gesê het, 'n vrou is verwagtend nie. Dit was 'n groot woord daar. Dis nie 'n woord wat kinders gebruik nie. So het ek groot geword. Jy sê dit nie sulke goed nie. Ek het eendag my ma gevra, maar hoekom is daai tannie se maag dan nou so groot? Toe sê sy, met niks met jou te doen nie. Later, ek sê jou later vertel. So sensitief is die mense. Later, baie heel later, sê, dat sien nie daai tannie, haar maag is nou so groot. Weet jy hoekom? Daar's 'n babatjie in haar maag. O, sê, wat die duiwel soek hy in haar maag? So dom was ons. En so met tyd het ons nou maar geleer die storie van die bytjies en die blommetjies. En ek is baie dankbaar ons het op daai manier geleer. Dit het ons nie geskok nie, dit het ons ook nie onnodig op die verkeerde ouderdom bewus gemaak van sekere goed, wat nie vir husse met lang ore bedoel is nie. Dis 'n ou gesegde, vir die mense wat dit nie weet nie. As kinders iets hoor, of as kinders nie iets moet hoor nie, dan het die ou mense gesê, oppas, hier's husse met lang ore. Ons gaan goed hoor, wat ons nog niks van weet nie. So, husse met lang ore. Afrikaanse taal is dan so mooi. In elk geval, evolusie, al hierdie goed, wat ons nou oor gepraat het, dit het gekom uit iets anders uit. Dis nie, die mense wat daar glo, dink nie, dis geskep nie. Waarvan af kom hierdie komplekse, hele scenario, hierdie storie wat ons het? Hulle sê hier, die Kiwis, hulle sê, it's fairy tales. Dit is hulle gedoen. Net 46% van Nieu-Zeelanders het 'n geloof. Net 46%. So ons het 'n geweldige stryd hier, maar ek het al geleer, dat om nie, ek probeer hulle nie tot ander insigte dwing nie. Nee, wat as 'n ou my iets vra, dan gee ek hom 'n antwoord, en as hy dit nie aanvaar nie, dan los ek dit. Ek gaan nie met hom 'n redenasie ingaan nie. Jy verloor, elke keer wanneer hulle bondel saam. Hulle boelie jou.
is my nie geboelie kry nie in elk geval. Maar hulle lag daarvoor, ja. Dis baie jammer, baie jammer. Maar dit is 'n feit. Hier waar ek woon het ons eie kathedraaltjie, ons kerkie. Hier bly 370 mense. Ek het nog nooit meer as 15 mense in daai kerkie gesien nie. Ek bied vir hulle woensdaagmiddag aan doen ek Bybelstudie met hulle. Want as ek gelukkig is, het ek 8 luisteraars. 370. Pla my nie. Elke ou is verantwoordelik vir sy eie heil. Solank ek hom vertel daarvan. Ek kan hom nie maak glo nie. As hy my vra, hier's ouens wat my gedurig vra oor die Bybel, oor wat beteken dit en wat beteken dit. Dan moet ek my uithaal en wys, maar ek moet dit doen op 'n manier wat sensitiwiteit, waar ek sensitiwiteit in die dag moet lê. Ek moet hulle nie ontstel nie. Ek moet ook nie sê lelike goed gebruik, lelike woorde gebruik in die sin van iets wat hom sal verontwaardig nie. Dit sal ek nie doen nie, want dan verloor jy hom. Jy moet dit bietjies soos wat jy 'n klein babietjie, as hy begin vaste stof eet, dan gee hom so klein stukkies op 'n teelepeltjie. Klein stukkies. Nie 'n groot eetlepel vol in sy mond prop, hy spoeg dit uit. So, jy moet hom maar so stadig voer en dan help dit partykeer. Goed, ek het nou genoeg vir vandag gesê, ek het julle seker verveel, maar ek het dit geniet, ek hou daarvan om hieroor te praat. Dit laat my weer dink aan al die dinge en dit laat my weer dankbaar wees. En onthou, julle wat in Suid-Afrika bly, daar baie dinge wat nou gebeur. En soos wat ek het nou bekyk hier van Nieu-Seeland se kant af, ek lees die koerante, nie dat ek hulle glo nie, hoor. Hier, ek glo nie 10% van wat hulle sê nie. Want elkeen het sy eie manier van stel. Hy doen dit binne sy eie gedagtegang. Sy eie geloof. So, ek luister maar na ou Isak Du Plessis. Hy lees die nuus nie. Hy sê vir jou wat die nuus is, maar ek kan ten minste meeste van die goed wat hy sê, kan ek glo, en as daar twyfel is, dan sal hy jou waarsku en sê, luister, ek kan nie pas staan vir hierdie nie, maar hierdie is geloof, kom uit 'n geloofbare bron uit. Daarom luister ek na hom, uit geloofbare bronne. So, in die wêreld met sy nuwe aanslag, wat hulle die dinge so verdryf. Ek kan julle dit sê, die Here slaap nie. Jy sien dit elke dag in Suid-Afrika. Kyk wat met Ramaphosa gebeur. Kyk maar wat na hulle gebeur. Jy hoef dit nie te doen nie. Jy hoef nie self weerwraak voor te vra nie. God doen dit in elk geval. Jy moet vir hom sê dankie, dis al. Hom sê dankie as daar iets positiefs gebeur, want dis deur sy toedoen. Ek en jy kan dit nie doen nie. Dis deur God se toedoen en die Heilige Gees wat in hulle werk. Dis wat hom sê vir hom dankie. Hy sal dit doen, hy weet wat jy nodig het. Ek vra die Here nooit iets nie. Dit is teen my beginsels. Al wat ek doen, is ek doen my bes en ek sê vir hom dankie. Dit is waaruit my gebede altyd bestaan. Ek vra hom niks nie, want ek weet, God weet wat ek nodig het. As ek hom iets vra, dan is dit gewoonlik iets wat ek graag wil hê, maar nie iets wat ek moet hê nie. Hy gee vir my wat ek moet hê, sonder dat ek vra, maar ek is hom ewig dankbaar daarvoor. So ek sê nie jy moet dit doen nie, ek deel maar net met jou my lewensbeskouing. Mense, ek bid vir julle, ek bid vir Suid-Afrika. Nog al die tyd my bloed, nog al die tyd my bloed vloei daar.
My voorouers van 1714 af het daar gekom, ook as immigrante. En ek is daar weg, as 'n immigrant. En ek voel nie skaam daaroor nie, want ek het regtig nie lus gevoel om al daai werk weer oor te doen nie. Ek is nie 'n plaasboer wat elke jaar sy lande moet ploeg nie. Hy het dit nou laas jaar gedoen. Is nie in my bloed nie. Nee, ek hou daarvan om goed te maak. En as ek klaar is, dan gee ek dit weg of ek verkoop het of ek doen iets daarmee. Maar dan maak ek iets anders. Ek kan nie weer dieselfde land ploeg nie. Is onmoontlik vir my. Daar's mense wat dit geniet. Geniet dit maar. Jy is geregtig daarop. Lekker dag vir julle. Dit is 'n heerlike Sondagmiddag hier gewees. En ons het vanaand 'n happy hour. Dit beteken ek kan 'n whiskytjie gaan drink en die maatskappy betaal vir daai een. So, geniet julle middag ook. Ek dink aan julle. Alles wat mooi is. Tot 'n volgende keer. Dan sien ons mekaar weer hier waar oom Ad gesels. Bye.